welkom by die Woord in Diepte. En vandag begin ons 'n splinternuwe studie. En die studie is die eerste en tweede briewe van Korintiërs. Ja, Maar voor ons begin, kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons hierdie voorreg het weer eens om 'n nuwe onderwerp aan te pak en Here, ons vra dat U ons sal help om alles wat ons lees en leer persoonlik sal toepas. Here, dat ons van U sal hoor en dit in ons hart sal bære en dit uitleef. Ons bid dat U ons woorde ook sal lei. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. amen. Ons sleutelteks kom uit Handelinge 18, vers 9 en 10 en het lees: En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Sure. Nou, wat is die heel eerste ding wat vir jou daar uitstaan? Wel, ek dink vir my wat eerste in my hierso gedryf het eintlik was dat ons besef nie altyd hoeveel mense vir die Here staan nie. Ek dink aan Elia. Hy het gedink hy is die enigste een, maar nee, daar was nog 300 ander profete. Of mense wat getrou was aan die Here. So ons moet nooit dink ons is alleen nie. Daar is dalk iemand anders wat net verskuil is in wat ook al afdeling van die werk waar hulle is. So ja, ons is nie alleen nie. Dit is wat vir my uitgestaan het. Ek dink die heel eerste ding wat vir my uitgestaan het is, wees nie bevrees nie. Is dat, ons ook ander tekstvers het, my sissie se gunsteling, een van haar gunstelinge, is die liefde dryf die vrees na buite. En so waar God is, as God binne ons is, tegnies gesproke, moet daar nie vrees wees nie. So God sê baie keer aan, ons sien ook, toe Gabriel aan Maria verskyn het, sê, moet nie vrees nie. En orals, waar engele, elke keer is dit so, Moet nie vrees nie, is dat ons hoef nie daai vrees te hê nie. Ons hoef nie bang te wees om te doen wat gedoen moet word nie. En ons gaan nou verder hierdie studie sien, wat was die werk gewees wat God van Paulus gevra het, wat was hierdie doel, hierdie missie, wat hy moes uitleef. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Nou, maar voor ons nou daarby uitkom, hierdie stad wat gepraat word is Korinthe. En dit was 'n stad wat vol verwarring, sedeloosheid, Ja, teenstand, jy weet, maar dit was 'n welsprekende stad. Dit was 'n stad wat mooi was. Verstaan jy? As ek het so 'n bietjie gaan oplees vinnig, net oor die geskiedenis van die stad Korinthe, en dit is ongelooflik, né? En die prentjie wat ek kon kry, jy sal amper dink dis Kaapstad. ek wou dieselfde sê. Maar jy hoor wat ek sê, soos want Kaapstad is 'n mooi stad. Ja, dis verstaan jy? groen, daar's Dit is by die berge, daar's watervalle, daar's riviertjies, jy weet wat ek sê, dis mooi. Daar's letterlik aan die een kant is daar die oseaan, en die ander kant is die oseaan. Ja, Jy hoor wat ek sê, dit is ideaal. dit is 'n hawe stad. Verstaan jy, so daar's so baie in gemeen amper in alle opsigte. Nie net die mooi wat jy, miskien die natuurskoon wat jy raak sien en die pragt van die geboue en wat ook al dit mag wees nie, maar ook die sedeloosheid, ook dit wat verkeerd is en ek wil sê die kultuur wat die mense begin aanleer het van haar omgewing en hoe dit die kerk ingesypel het. So ek het 'n prentjie aangeheg en ek het probeer kyk, wat kan ek by mekaar slaan met die hulp van AI, maar nie net vir AI vra, luister hierso, maak vir my 'n foto van die stad Korinthe nie, maar eerder, ek wil dit so naby as moontlik hê aan al die verskillende geskiedkundige kaarte en goeters wat ons het van daardie tyd, en die verskillende geboue wat nou natuurlik in ruïnes is vandag, maar en dit is wat ons by opkom. En nou, ons sal dit op die skerm wys dat mense dit daarna kan kyk, en ons kan dit ook vir mense aanstuur. En dit is nogals interessant, om te kyk hoe dit gelyk het daardie tyd. En Paulus is die een wat hierdie briewe geskryf het aan Korinthe.
En hy het natuurlik verskeie briewe geskryf. En interessant dat elke keer begin hy die inleiding van sy briewe min of meer dieselfde. Hy sê hy is 'n apostel, hy sê hy is van Jesus Christus of van die evangelie of van, jy weet, daar's ons die hele tyd hierdie identifisering wat hy maak met sy roeping, waarvoor hy gestuur is. En ons kan dit gou lees, 'n paar van hulle. 1 Korintiërs 1 vers 1 sê, Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Sosthenes. En dan die volgende ene in 2 Korintiërs 1:1, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Weereens, die wil van God, en Timoteus, die broeder aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, ensovoorts. Maar dit gaan oor dat 'n apostel van Jesus Christus. En baie keer die wil van God. En ons kyk vir volgende ene, Galasiërs. Paulus 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. So, weer eens identifiseer dit van wie sy roeping gegee het. En Efesiërs 1 vers 1. Paulus 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Sien jy? So elke keer is dit daai van die apostel. Ek het nog gaan na die Griekse kyk. Maar ook baie belangrik, die wil van God. Hè? Ja. As ons na die Grieks kyk, beteken die woord apostel dat Paulus is 'n afgevaardiger. Hy is 'n teenwoordiger, 'n ambassadeur. Spesifiek van die evangelie en juis, soos hy sê elke keer, van Jesus Christus. Dit verwys ook dan na iemand wat gestuur is. En deur wie? Natuurlik deur die Here, van die wil van God. So ons nou daai paar inleidings gelees, en daar word beklemtoon, dat dit nie uit homself uit is nie, maar die wil van God. En dat sy roeping van God self kom. So in elke variasie, as jy deur van sy ander briewe ook gaan kyk, is die kernpunt bly Christus. So, Jesus self het ook hierdie sending aan hom gegee. En ons kan dit in Handelinge 26 lees, waar Paulus sy ervaring met koning Agrippa gedeel het. Vanaf vers 15, toe sê ek, wie is u Here? En hy sê toe, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. So hierso is dit baie duidelik dat dit is van die Here wat hy hierdie spesifieke roeping, nie net tot die volk nie, maar spesifiek ook later na die heidene, die Gentiles, soos die Afrikaans is, die wat nie deel van die Joodse volk was nie. Ja, en dan kan ons ook die vraag na ons self toe terugdraai. Waartoe is jy geroep? En hoe weet jy dat dit wel jou roeping is? Dis 'n baie belangrike vraag. Ja, en as ons dit nie kan antwoord nie, dan moet ons gaan bid en met die Here praat en vra. En ons gaan ook nou 'n bietjie meer kyk daarna en hoe ons dit weet. Juis, want die Here gee vir ons elkeen 'n bepaalde werk, 'n roeping. Dis nie net soos 'n likrake ding nie. Hy ken jou persoonlikheid, hy weet wat dit is waartoe jy in staat is, en hy weet dat dit is iets waarmee jy sal goed doen. En kyk vir Paulus, dit het hom moeite gekos, dit het hom lyding gekos, op hierdie roeping uit te leef. Die pad van die Here is nie noodwendig altyd maklik, maanskyn en rose nie. Jy sal geseënd wees, jy sal beskerm word deur, as jy nog die deel in die Here se wil is, sal hy met jou wees. So alles gaan nie net maklik gaan nie. Nee, maar as dit die roeping is, ek dink dit vir myself, is soos 'n deel van my roeping is moederskap. Dis nie altyd maklik nie. Hoe was hierdie week vir jou so ver gewees? Kyk, ek wil hier al wat ek kan sê Ek het letterlik daarna min gedink. slaap, nee. Ek het letterlik Dit daarna nie wat gedink, betekenis soos in,
kyk elke week en dink jy, ja, hierdie week is 'n rowwe week, maar hierdie week, nee. Kyk. Ons het amper nie opgeneem, hè. Dit was regtig, dit Ja. was 'n rowwe week. Maar, enigiets is moontlik. En die Here help ons en die Here gee ons krag. En die Here is daar. En baie keer dan dink jy soos in, jy weet nie wat nie, jy weet nie hoe nie. En weet jy, selfs deur alles kan ons die hand van die Here sien. Ons kan die seëninge ervaar ten spyte van die beproewinge. En dit is juist daardie moeilike tye wat ons net herinner, maar ons het die Here nodig. Hy is met ons en dit is die wat ek sê, instrument van ons skaafwerk wat ons so nodig het. In die volgende gedeelte, Paulus kom in Korinthe aan, maar hy kom van Athene af. En voordat Paulus in Korinthe aankom, toe Paulus nog in Athene was, nou Athene is letterlik die intellektuele hoofstad gewees van die antieke wêreld. Dit is waar al die slim mense Filosofie. en al die nuwe dinge wat mense ontdek het, kom van daar af. En hy het baie gepraat in die sinagoge, hy het gepreek op die mark, en hy het uiteindelik op die Areopagus self, voor die geleerdes van die stad. En sommige mense het hom gespot, enkeles het geglo. Dit is nie 'n mislukking gewees nie, maar dit het iets gevorm binne in Paulus. En dis baie keer die gedagte wat by my opgekom het was, baie keer doen ons iets. En ons het nou in 'n vorige studie daarna gekyk. En ons sien nie die vrugte nie. En ons dink, jy weet, hoekom is ek met daai mense gepraat het? Hoekom is ek Was 'n mors soveel van tyd. tyd spandeer het aan daai mense? Of hoekom is ek na daardie plek toe gegaan het? Maar die Here weet, ons hoef nie die vrugte te sien nie. Maar- As ons die vrug sien, wonderlik. Maar ons hoef nie dit te sien om vergenoeg te wees dat ons het gedoen wat die Here van ons verwag het nie. Jy weet gesê het. Net dat baie keer leer ons ook uit mislukkings, nie noodwendig uit ons eie foute uit nie, maar dat ons kan leer, maar dalk moet ons anders met mense werk. Nie dat dit noodwendig iets was wat ons verkeerd gedoen het nie, maar dat 'n mens 'n ander perspektief kan ook raak sien, wat jy nie tevore gehad het nie. Ja. En so help die Here jou eintlik deur elke situasie om te leer hoe om met mense te werk. Want dit is eintlik waaroor dit gaan, is om met mense te werk, dat hulle Christus kan ontvang en ervaar en aanvaar. Wat ook baie interessant is, 'n baie interessante gedeelte, en vir my, hierdie is vir my eintlik 'n baie belangrike punt. En dit is Paulus wat, so hy het gebly by Aquila en Priscilla. En hulle was 'n Joodse egpaar gewees wat tente gemaak het. En hy het saam met hulle ook gewerk. En Paulus het self, het hy die ambag gehad om tente te maak. En so het hy homself onderhou. En hy was nie 'n las gewees vir gemeentes en mense waar hy gaan bedien het nie. Want hy kon homself onderhou het op daardie manier. Waar ook al hy kom. Dit sê nie dat dit is verkeerd om mense se hulp te aanvaar nie. Want ek seker van, daar's baie mense wat hom gehelp het en so voort. Maar hy het nie gaan lê op mense se nek en as jy hoor wat ek sê. En die Here het hom hande gegee en hy het dit gebruik. En so kom ons gebruik wat ons het. Ek dink dit is baie belangrike, Ons talente. ja, gedagte wat ons daar kan leer. Nou, as ons gou vinnig gaan blaai na Handelinge toe, Handelinge 17 vers 16 tot 34, dan lees ons gou vinnig hierdie volgende gedeelte, en dit sê, terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureëse en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat hierdie verkondig word, want die bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners
en die uitlanders wat by julle gewoon het vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan, julle heiligdom aanskou, het ek 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Om dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in die tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van mense kuns en uitvinding gelyk is nie. God het aan die tye van onkunde al oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarby die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en anders saam met hulle. So, daar was 'n opbrengs. En selfs die mense wat gespot het en al weg is, ons weet nie die gedagtes wat miskien verder, weet wat daar was, en wat miskien hulle gepla het, want die prentjie wat hy hier so bring, dit is so mooi prentjie, en dit is heeltemal iets anders dan wat hulle gewoond is, want as jy gaan kyk in hulle tyd, die Romeine, die Grieke, Babyloniërs, weet al daardie groot nasies, die gode wat hulle aanbid het, dis alles handgemaak, Ja. dis alles wat gemaak is deur die mens, en die offers wat hulle moet bring vir hierdie God, dis amper asof die gode het dit nodig, dis wat ons het dit nodig. En is die wraaksinnigheid wat jy nou moet net rustig hou en Maar die God wat Paulus hiervan praat, dis 'n heel ander prentjie, wat hulle nie ken nie. En so ons sien hierdie baie mooi prentjie wat Paulus hierso vir hulle stel, en dit was nou in Athene gewees. Nou, as ons nou verder lees in die volgende hoofstuk, daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe aangekom. En het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, soos wat ons net nou gesien het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gepreek, en Jode sowel as Grieke oortuig. So ons sien, hy was in Athene, hy het baie mooi preek gepreek daarso, en die voorreg gehad om vir al die mense dit te doen, en toe gaan hy na Korinthe toe, en toe ontmoet hy nou vir Aquila en Priscilla, en het hy stilgesit en niks gedoen nie. Nou, jy het nou baie mooi genoem, die manier hoe, ons het 1 Korintiërs 1 vers 1 gelees, waar hy sê, Paulus 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder, Sosthenes. Wat sien ons in hierdie gedeelte? Paulus is geroep. Is ons geroep? Ja, ons alkeen het roeping. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Het hy mense geroep? Ja, hy het 12 spesifiek na hom toe geroep. Maar was eintlik meer as 12, nee? Maar ja. Was 'n hele klomp gewees. 12 was hy Maar hulle in 'n sirkeltjie. na 'n tyd het hulle, dit sê baie van hulle het weggegaan, né? weggegaan. Ja. So 12 was uiteindelik oorgebly het. So Jesus het baie mense geroep. En wat het hy hulle na geroep? Om Matteus 28?
om nog disippels te maak. Ja, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. So, Jesus het geroep, sodat daar nog geroep kan word. So ons almal is geroep. En dan is die volgende, Galasiërs 1, sien ons weer, né? Paulus apostel, nie van wie mens of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God, die Vader wat uit die dode opgewek het. En wat baie mooi is, kyk nie, Jeremia 1 vers 5, dan sê dit, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy die liggaam voortgekom het, ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Ja, was 'n baie spesifieke roeping wat Jeremia gehad het en 'n baie spesifieke roeping wat Paulus ook gehad het. Dat dit is vooruit beplan en ek glo dat ons elkeen het ook daardie vooruit beplande roeping wat die Here vir ons het. Dit is dalk nie, ek wil sê, so majestic soos hierdie twee voorbeelde nie, maar elke werk, hoe gering dit ook al is belangrik. Kyk na die liggaam. As daar een deeltjie is wat nie eintlik veel na iets lyk nie, maar dit is nie in werkende toestand nie, dan is jy bewus van hom. Jy weet, so net so is die liggaam van Christus, elkeen wat tot 'n roeping is deel van daardie werk. Nou, ons sien verder Paulus in Galasiërs 1 vers 15-16 wat sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. So weer eens sien ons net weer hierso, dat God het Paulus geroep, né? Nou jy het daar genoem, jy weet, dat miskien dit waarna God ons geroep het, is miskien nou nie so hierdie groot roeping, soos wat dit hulle was, en so majestic nie. Maar ek dink as hulle Jeremia nou hierso gesit het, en Paulus hierso gesit het, en jy dit vir hulle genoem het, sal hulle miskien so 'n bietjie gesmook het, as ek daai Engelse woord mag gebruik. Want hulle is gedink het majestic. Weet jy wat wat sy helde, ek dink jy dis majestic. Wat het ek sê? Ja. Hulle is totaal en al hel op aarde. Dit was nie maklik nie. Hulle is deur 'n baie moeilike tyd, die hele tyd. Ja. En so die lewe wat hulle gehad het, was nie hierdie, wow, want jy sien die avontuur as jy so kan stel, gedeelte sien jy raak en dan dink jy, wow, dit is ongelooflik. Maar dit is amper asof, jy weet, ons sien dit uit 'n sekere gedeelte uit, van 'n sekere hoekpunt af. Maar as jy daar is, op die grond, en jy is besig om daai te doen, dan is nie altyd so majestic nie. As ek ek sê, dis nie altyd so. Wat bedoel dit met majestic? Nee, maar dit is 'n goeie punt, hoekom jy dit noem, is goed, want die ding is, dis wat baie keer mense, ons kyk na die Bybel, en ons kyk na die karakters in die Bybel, en ons dink soos, ja, die Here het, ja, wow, dis amazing, en ons baie keer lees die werk, ons lees boeke van sendelinge, en ons lees boeke van, weet waar mense hulle stories vertel, en ons kyk miskien 'n video op YouTube, en is al hierdie wonderlike stories en getuienisse van mense, en dis so, wow, jy weet, die werk wat ek doen, om by te dra, dis wat my soms voel. Dit is nie, ons sien 'n gekonsentreerde vorm van die storie, maar die alledaagse is nie so, soos jy hoor ek sê, dis nie hierdie, ek weet nie wat is die woord wat ek soek nou nie, maar dit is nie hierdie opwindendheid dan? Ja, dit is heeltyd hierdie opgewektheid, opwindendheid, hierdie avontuurlustigheid, ek weet nie wat, regtig, jy hoor wat ek sê, dit is nie realiteit van, om die evangelie uit te dra altyd nie. Ja. Daar is tye, ek het dit self al ervaar, wat jy dit ervaar, wat jy daai opwindendheid ervaar, en jy kan sien hoe die Here werk in iemand, nee, dit is ongelooflik. Maar, dit is nie heeltyd die geval nie, en ons baie keer moet jy deur baie droë tye gaan, om daai te kan geniet. Maar die God is met jou, en dit beteken nie, ons gaan ons identiteit verloor nie. Ja. En, nou, 'n baie belangrike vraag wat ek wil vra, wat is 2 punte, wat is 2 elemente, van Paulus' bediening, kom voor, in 1 Korintiërs 1 vers 1, en dan Romeine 1 vers 1, en dan ook Galasiërs 1 vers 1. So ons het net 1 Korintiërs 1 vers 1 gelees, en
Gaan jy na Romeine toe? Ja. Romeine 1:1. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. En dan Galasiërs, Paulus, apostel, nie van wie mens of deur 'n mens nie, maar Jesus Christus. So wat is dit die 2 punte wat hier uitstaan? Vir my is dis geroepe, maar is ook 'n diensknegt. Dit is nie hierdie, soos ons gesê het, hierdie hoog en magtige posisie nie. Dis om 'n dienaar te wees, 'n diensknegt te wees. Maar geroepe, afgesonder tot die evangelie van God. Dis nie uit sy eie uit nie, dis nie sy eie werk, dit is die Here se werk. Galasiërs het ons gesê, die wil van God, is dit nie? Ja. Dis nie van wie 'n mens nie, of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus. En jy het het jy gesê dat jou roeping op die oomblik is om 'n maat te wees. En baie keer dan voel dit soos het dit regtig waarde. En op die ou end is dit eintlik een van die mees waardevol. Want dink dit gou. Paulus en Jeremia se moeders het hulle grootgemaak om te weet wie hulle is. As dit nie is vir 'n goeie huisgesin nie, dan kan die kinders wat daarvan af groot word en volwassenes is, nie die roeping aanvaar of uitleef wat die Here vir Of in staat wees Ja. om te volg en te doen wat van hulle verwag word nie. Dit is eintlik die hoogste roeping is ouerskap. En Want die ripple effek ja, is onbepaald amper. die uitsonderlike gevalle waar daar mense is wat uit omstandighede uitkom waar hulle nie ouers gehad het. Ek het nou eendag 'n ding geluister van hierdie persoon en die uit 'n goeie huis uitgekom nie. Maar alhoewel hy nie 'n ma of 'n pa gehad het nie, was daar een persoon gewees wat hy na opgekyk het en wat hy as autoriteit gesien het. En as dit was vir daardie persoon nie, dan sou hy ook uitgedraai soos hy uitgedraai het vandag nie. So, maar dit is nie God se wil nie. God se wil is nie dat 'n kind moet wonder en rondsoek vir iemand anders om na op te kyk nie. Dit is hartseer en dis deur genade dat mense soos dit uit dit uit kan kom en nie bly in daardie omstandighede nie. So my punt wat ek wil noem is, jy het nou gesê dit is jou roeping op die oomblik. En baie keer kan mense daarna kyk en soos nie regtig dit sien as 'n roeping nie. Nie regtig sien as belangrik genoeg dat dit 'n roeping van God is nie. Dat hierdie is God se wil vir jou. En dat daar verantwoordelikheid is daarin. En dat dit diens is. Maar soos wat jy nou genoem het, daar is soveel voorbeelde. As ons deur geskiedenis gaan kyk. Een van jou gunstelinge, weet ek, is 2 boeties. Sy mamma. En wie is die 2 boeties? Charles Wesley en die ander John Wesley. John Wesley, ja. Ja, die En wat was hulle ma se naam? Sjoe, nou vra my nou vas ewe skielik. Susanna. Ja. Susanna, ja. Ja, en sy het 'n baie moeilike tyd gehad. Maar sy het, as sy gebid het, sy het 'n paar kinders gehad. En 'n hele klompie. En sy het nie almal tot volwassenheid grootgemaak, baie van hulle is al jonk ook oorlede. Maar sy het die gewoonte gehad om 'n voorskoot oor haar kop te gooi, en dan het haar kinders geweet, mamma bid. Ons pla nie nou nie. En dit is my eintlik so mooi dat dit 'n visuele ding was vir hulle om te kan sien. Maar ja. Ook die belangrikheid dat hulle sien dat hulle ma bid. Ja. En maar die punt is maar net dat dit is nie net haar voorbeeld nie, maar wel haar gebede wat gelei het dat dit 2 mense is wat ons vandag kan oor praat. Ja, en die wonderlike, en dis wat ek bedoel het by die ripple effek. Want hierso is een persoon, nou 2 van die seuns spesifiek nou in hierdie konteks, se ripple effek van goeie werk vir die Here se werk, die evangelie uitdra, terugkom na die Bybelse prinsipe, dit is massief.
Dink jy sy het dit dalk besef op daai oomblik? Dalk het sy die verantwoordelikheid besef, maar nie noodwendig Weet die jy- werk weet jy wat hoe groot gedoen dit kan gaan word uitbrei nie? deur haar fondasie wat sy van gee. Vandag so miljoene mense, Ja, as dit nie metodiste. honderde miljoene, as daar nie miskien meer as 'n biljoen mense is wat definitief beïnvloed is daardeur. Ja. Jy hoor wat ek sê. En dis deur een vrou. So baie keer kan ons kyk na wat sy roeping het ook al mag wees. En dink is dit belangrik genoeg? En dit is hoekom dit belangrik is, soos my pa was baie erg, in die sin dat hy het my van kleins af geleer, Richard, ons moet in die klein dingetjies getrou wees, want dit is wat belangrik is. As ons nie in die klein dingetjies getrou is, gaan ons nooit in die groot dinge getrou wees nie. Maar dit is baie keer die klein dingetjies wat daar die ripple effek het. Nie al die groot dinge nie, maar die klein dinge. En dit is wat die groter effek gaan hê. Ja. Miskien nie in ons leeftyd nie. En dit is wat belangrik is. Nou Paulus se identiteit as apostel het nie net vir hom die gesag gegee wat hy gehad het nie. Dit is ook wat hom doelgerig gehou het. Omdat hy weet wie hy was in Christus, het hy ook geweet wat sy taak is. En dieselfde geld vir ons vandag. 'n onduidelike identiteit sal lei tot 'n onduidelike missie. Die vraag is, wat is ons identiteit? En dit moet in Christus wees. Want daarsonder is dit maar net 'n vaag idee. Ek het nou dag het ek vir iemand gevra, jammer ek in hierdie geval, maar nou dag vir iemand gevra, jy sê jy is 'n Christen, wat is die definisie van die woord Christen? En hulle het dit nie baie goed aan gevat nie, dat ek het so kan stel. Dit is nou 'n week terug of so gewees. En die persoon het regtig het en die manier hoe hy geantwoord het weer eens my gewys dat hy nie 'n Christen is nie. So. Geweldig arrogant, baie onbeskof, die manier, jy was regtig soos, en die rede kom ek gevra het, want die manier, ja, dis nou 'n lang storie, ek gaan nie daarin gaan nie. Die punt is maar net dat, wanneer ons sê dat ons is 'n Christen, daardie woord alleen is dan deel van ons identiteit en wie ons is. Ons volg vir Jesus Christus. En wie is hierdie Jesus Christus? Kom ons onthou wat ons gelees het in Handelinge 17, wat Paulus gepreek het vir hulle, want dit is daardie een. Ja. Die een wat alles gemaak het. Die een wat ons onderhou, wat ons aan die lewe hou nou. Dit is alles genade. En dit is die een wat ons aanbid. Dit is die een wat ons volg. En dit is die een wat vir ons identiteit gee. Dit is die een wat vir ons roeping gee. En dis die een wat, dis die een wat ons volg. Die stad Korinthe self. Soos ons al 'n bietjie genoem het, dit is wat al als aangegaan het, maar lees asseblief vir my 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 11. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie net die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in algemeen nie. Want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwadespreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. So, kyk, is my so mooi hoe Paulus so spesifiek, hy staan as 'n broeder bekend. Iemand wat homself, soos ons ingesê het, as 'n Christen voorstel, maar hy leef nie die Christen leefstyl nie, Ja. dan moenie eers met so iemand saam eet nie. Dis harde woorde. Maar ons kry ook hierso oor die algemeen 'n prentjie van Korinthe losbandig. En immorele leefstyl was deel van hulle kultuur. Selfs die godsdienst wat hulle gehad het, was uit en uit hierdie totale, ek wil amper sê, teenoorgestelde van wat die Here vir ons eintlik, jy weet, vra om te wees. So, Maar hoekom is dit belangrik dat hy spesifiek hierdie punt maak? ek dink, Want hy sê die eerste, dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards of rowers, Want daar's te veel van in die algemeen nie, want dan sê julle uit die wêreld moet uitgaan.
Jy weet wat ek sê? Ja, Dan gaan maar- ons letterlik in 'n grot ergens gaan sit en nie, want dit is deel van die wêreld waar ons is. Maar hy praat spesifiek iemand wat as 'n broer bekend is. Wat vir my uitstaan is dat die mense wat nie as 'n broeder bekend is nie, het nie die waarheid nie. Hulle het nog nie toegang tot die waarheid of hulle het nog nie die waarheid teëgekom nie. Hulle moet nog bereik word, maar iemand wat as 'n broeder staan of bekend staan, beteken hulle het al die waarheid ontdek. Ons het gisteraand het ons met vriende gesels en ek het hierdie punt gemaak en ek het jou nog net genoem van die persoon wat ek gevra het, weet jy wat die woord Christen beteken? En sy antwoord het onmiddellik vir my gewys dat die verkeerde gees in hom is. En dis wat so belangrik is hierso, is dat wanneer jy jouself voorgee om iets te wees, veral voorgee om 'n Christen te wees, maar dan doen jy al hierdie, jy verwerp die Heilige Gees. Nou ek sê nie dat die persoon het nou die sonde teen die Heilige Gees gepreek, dis nie wat ek sê nie. My punt is net, jy is op pad soontoe. As jy nog nie daar is jy op pad soontoe, want jy is besig om die Gees te verwerp en jy weet wat is die waarheid. Die een wat vir jou lei in die waarheid, die een wat vir jou sê wat is sonde, en jy verwerp dit en jy doen nog steeds die sonde. Maar jy sê nog steeds jy is 'n Christen en jy hoor wat ek sê, dit is jy's op 'n baie Dis gevaarlike 'n pad. koesterde sonde, eerder as wat 'n glei. Ja, maar jy is op 'n baie gevaarlike pad. En Paulus sê, moenie op dieselfde pad wees as hulle nie. Ons sien baie duidelik, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, jy ken dit, Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan op die weg van die sondaar en wat nie sit in die kring van die spotters nie. As 'n progressie. Daar is 'n progressie, maar die punt is, ons moet nie dieselfde pad wees as hierdie persoon nie, en mense soos dit nie. So ons sien Jesus het tyd spandeer met mense wat nie God ken nie. Dit is die hele punt, sodat hulle God kan leer ken. Verstaan jy? Ja. So, dit is nie ons moet onsself afsny van mense wat God moet leer ken nie. Maar as daar mense is wat sê dat hulle ken God, maar dan tree hulle so op, pas op. En ek dink dit is 'n baie belangrike waarskuwing wat Paulus hierso vir ons gee. Ja. En is ook baie interessant dat Korinte self, hulle godsdiens het al hierdie losbandigheid en immorele leefstyl ingeweef gehad. So, vir iemand wat van Korinte oorgeskakel het na Christendom, was dit, ek dink, 'n radikale verandering wat moes plaasvind. Maar Korinte self was ook 'n ideale ligging wat besigheid betref. Daar was heeltyd die verkeer van mense. Daar was mense wat handel gedryf het. Dit was 'n punt waar mense deurgeloop het en gegaan het weer na ander plekke ver. En dit was 'n, ek wil amper sê 'n sentrale punt. Omdat dit 'n hawe-stad was, omdat dit juis soveel verskillende kulture wat ook bymekaar gekom het. En dit laat my dink aan Jerusalem. Dit was veronderstel om 'n stad te wees waardeur, want dit is 'n pad, 'n handelsdryfpad gewees. Ja. Mense moes daar verbykom. Dat mense die God van Israel, die Skepper God, sal ontmoet wanneer hulle met die Jode handel dryf. En so ook het Paulus dit, dink ek, gesien as 'n geleentheid om Korinte daardie saadjies te plant. Dat dit daardie liggie kan wees en dat dit 'n punt kan wees waarheen of waarvan af die waarheid kom versprei. Absoluut. En die volgende gedeelte in hierdie stad behoort baie mense aan my. Nou as ons kyk na Korinte, dit was herbou gewees deur Julius Caesar in 44 voor Christus. Nadat Rome die ou stad in 146 voor Christus verwoes het. En dit het 2 hawens gehad, die Egeese en Ioniese See verbind het. En so Korinte was 'n hoogs winsgewende handelsentrum gewees wat jy nou genoem het, né? Dit was soos half die Mekka gewees van daardie tyd, waar almal bymekaar gebring het en mense handel gedryf het en besigheidsmanne getrek het. Weet, baie besighede getrek het. Nou, dit was juist hierdie voordelige ligging wat Paulus laat besluit het om die stad as 'n sendingbasis te gebruik.
Van Korinthe af sou die evangelie maklik na alle dele van die wêreld versprei kon word. So dit was strategies gewees, hoekom Paulus na Korinthe toe gegaan het, nadat hy in Athene was. Maar voorspoed het 'n prys gehad. Korinthe was berig vir godsdienstige pluralisme. Heiligdomme vir Apollo, Athena, Afrodite en selfs Egiptiese gode soos Serapis en Isis. Dit was ook berig vir seksuele losbandigheid. Die Griekse geograaf Strabo skryf selfs van duisende gewyde tempelprostituie verbonde aan Afrodite, die tempel. Nou, dis verskriklik as ons daarna kyk. Né? Ja, wel, ja. En dis maklik, net 'n bietjie van 'n Google search en jy gaan Wikipedia en al hierdie plekke, kan jy vinnig sien, dit is realiteit gewees in die stad Korinthe. Hoe, die vraag wat ek nou wil vra is, hoe het hierdie Paulus se missie beïnvloed? Die mense met wie hy werk, hoe jy hulle kan bereik. Dit is nogal ek dink nogal 'n kwaai ding. Nou, dit is nogals erg, né? Hierdie is nie sommer, ons noem dit maklik, maar dit is nogals erg om te dink dat dit is die stad van Want wat dit jy is so gaan. blatant. Ja. En dit is so Nou, hou dit in gedagte. teenoorgestelde. Ek het daai vraag gevra, hou dit in gedagte. Ons gaan gou 'n paar teksverse lees. Ons het net nou gelees Handelinge 18, ons gaan nou 'n bietjie verder gaan na Handelinge 18, vers 7 en 8, en dit sê, en hy het daarvan aan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godsvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. So die invloed wat hy daar gehad het, was positief. Gaan dit aan, het sê, en die Here deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. En niemand sal die hand in jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. En so kan ons kyk, en ek vat nou weer Kaapstad as voorbeeld, want dit is 'n goddelose stad. Ja. Ons almal weet dit. En soos op baie ander stede in die wêreld, selfs in Suid-Afrika en dorpe ook, wat goddeloos is. En ons kan sê, bly weg. En ek sê nie, vat jou gesin, gaan sit daar binne en bly daar nie. Maar ons kan nie net sê, vermy dit met alle koste en, jy hoor wat ek sê? Ja, want dis waar die sê. Daai mense moet ook bereik word. Jy hoor wat ek sê? Daar is, ek wil amper sê, 'n balans van, kom ons bid en vra vir Here, wat is u wil wat ek moet doen? Wat is my roeping? Nie om te gaan geld maak nie, want as Paulus dit sou gedoen het, sou hy skatryk geword het. En ook nie ten koste van jou gesin nie. Definitief nie. So as ons kyk na die roeping wat Paulus gehad het, en ons kyk na die roeping wat Jeremia gehad het, is daar iets in baie gemeen. Ja, Beide van hulle was nie getroud nie. So dit het definitief 'n invloed, né? Oor hoe die Here jou kan gebruik. Of waar eerder. Ja. En maar dit gesê is dat ons moet nie sekere plekke vermy net omdat ons weet dit is goddeloos nie. Dit is juist daai vers wat sê, daai deel wat sê, ek het baie mense in hierdie stad. En dis die punt waarna toe ek wil gaan nou. Dis die laaste gedeelte van vers 10. Want ons kyk baie keer na plekke soos dit, en as is in, alles dis net goddeloos. Maar God sê, my mense is daar. Hulle weet miskien nog nie van my, maar my mense is daar, my skape is nog nie in hierdie kraal nie. Maar dit moet na my kraal toe kom, en wie gaan hulle gaan haal? En as ons vinnig kan blaai na Jesaja 41 vers 10, kan jy dit vir ons lees asseblief? Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. So, weer eens soos wat ons net gesien het, God sê ons moet nie vrees nie. Hy is daar. Hy is die wat ons sal onderhou. Maar wat is belangrik deur hierdie alles? Ons koneksie met God. Want as ek vir een oomblik dink, dat ek in daardie omstandighede gaan wees, en nie beïnvloed gaan word nie. en dat ek deur my eie krag
nie beïnvloed gaan word, en dat dit 'n invloed op my gaan hê nie, dan kan ek maar vergeet. En dan verder in Jesaja 55 vers 11 sê dit, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. En dis 'n belofte wat God vir ons gee. Weer eens wat ek net genoem het is, ons sien nie altyd die vrug nie, maar dit sal nie leeg terugkeer, as ons net doen wat God van ons vra nie. Nou, ek wil graag vanaf net die vraag vra, en dit is vir my baie belangrik. Dink gou vandag aan 'n spesifieke omgewing, 'n spesifieke plek, kan miskien jou werkplek wees, 'n familielid of jou hele familie, miskien 'n gemeenskap waar jy in bly, wat baie voel, of miskien lyk soos Korinthe. Dit lyk miskien soos in goddeloos, dis nie 'n plek waar ek moet wees nie, of wat ek moet aan tyd spandeer nie, dis totaal moreel verward en onvriendelik teenoor enigiets wat te doen het met die evangelie. En die vraag wat ek wil vra is, hoe is my gesindheid? Hoe hanteer ek dit? Is ek soos Jona? Hy wou glad nie die vir Nineve spaar nie. Hy was, het ons mense wat ons moet bereik eintlik lief. En die rede hoekom ek hierdie noem is, dis een ding om te sê en te kyk na plekke. Ek het nou 'n paar dinge hier genoem. Wat van familie? Wat as jy familie het, wat jy dink, nee wat, laat jy hoop nie. Hulle wil niks weet nie. Is ek soos Jona, te sê, nee wat, Here asseblief. Of is ek soos Paulus, en ek het nie vrees nie, en ek praat wanneer daar gepraat moet word, en ek doen wat die Here van my vervra. Jy weet, ek dink dit is belangrik, dat ons nie teenstand bied, wanneer God vir ons roep om iets te doen nie. Miskien is ons die enigste lig in daai familie van ons. 2 Korintiërs 2 vers 4 lees, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. So sien ons die motief van Paulus se werk. En ons sien dat, soos ons gesien het, goddelose plek, en die invloede van daardie goddelose plek, was pertinent gewees in die kerk daar, van Korinthe. Ja, dit is hoekom maar 2 briewe geskryf, het nie net een nie, 2, so, so dis baie belangrijk, maar die manier hoe hy dit doen, as jy die Korintiërs lees, is vir my gunsteling boeke in die Bybel, Wel, die liefdeshoofstuk is ook toch ja, dit is so mooi geskryf. So, Paulus kan also kom, jy weet, met met 'n machete of 'n hamer of 'n ding en sê, wow. En daar is 'n paar plekke wat hy hard praat, geen twyfel nie, maar hy doen dit op so 'n mooi manier, en ek dink ons kan definitief leer daaruit. Daar is definitief skerp korreksie, maar dit word gedoen deur liefde. Ons eie gemeentes vandag baie keer is in dieselfde plek wat Korinthe vandag, of in daardie tyd was. En ons kerke is baie keer omring deur 'n kultuur van kompetisie, status, mag, politiek, wat ook al dit mag wees. Dit wat aangaan in die wêreld, né? En dit infiltreer en dit kom in ons eie kerke in. En die vraag is, hoe hanteer ons dit? Hanteer ons dit as ons dit sien? Soos in, dit is onaanvaarbaar julle, of hanteer ons dit soos Paulus Korintiërs hanteer het. En ek dink ons moet leer hieruit. Dit beteken nie ons moet stil bly nie. Soos ek sê, ons moet nie Jona wees en weghardloop en sê nie, ons nie hoop nie. Want dit is baie keer die maklikste opsie, né?
is om ingesluk te word. Of nie regtig, maar jy hoor wat ek sê. Sjoe. Maar die punt is net dat kom ons staan op vir die waarheid, kom ons praat, maar kom ons doen dit op die regte manier, op die regte tyd, die regte gesindheid, die regte gees. Ons 'n gedeelte wat ek graag mee wil afeindig. En dit kom uit Handelinge van die Apostels uit, bladsy 248, en dit sê, hulle het geweet, as die wat lank in die duisternis van heidendom rondgetas het, net die lig kon sien, wat van Golgotha se kruis uitstraal, sou hulle na die verlosser toe getrek word. Sjoe. En daar's baie mense gewees in daai stad, wat aan die Here behoort het, wat het nog nie geweet het nie, En wat is dit wat hulle trek? is die lig van die kruis. So kom ons, maak seker, dat ons daardie lig uitleef, deur ons dade, en ons woorde, in alle opsigte, dat mense Christus kan sien. Dat daardie werke wat Jesus van praat, ja, ons verheerlik nie, maar die Vader verheerlik. Dat wat ook al ons doen, dit altyd mense sal wys na Jesus toe. Dan sal mense getrek word. Dit is waarna toe ons geroep is. Here, dankie vir hierdie voorreg van die woord. Dankie vir die voorreg dat ons hierdie nuwe studie kan aanpak vir hierdie kwartaal van die 2 briewe van Korintiërs. Ek bid asseblief dat U vir ons, dit wat ons vandag geleer het, Here, dat ons dit sal onthou. Dat U dit vir ons sal vaslê in ons lewe. Dat ons weet dat U ons geroep het, dat U ons by ons naam geroep het, Here. Nog voor ons gebore was. Nog voor ons 'n gedagte was, het U ons geken. En ek bid asseblief, Here, dat ons daardie roeping, daardie identiteit sal uitleef. Here, dat mense U lig in ons lewe sal sien. Is my gebed in U naam. Amen.